Altyd lekker om so saam met elkeen van julle te kuier. Kan jy glo, ons is al feitelik by die einde van die maand. Vir my, Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jy te kuier en mag hierdie ook een van daai sessies wees wat jy net ervaar, dit is jou sessie. Dit is jou oomblik alleen saam met die Here. Mag hierdie 'n aand wees wat jy ervaar en beleef God se genade, sy guns en sy stem. En mag hier vir jou dalk antwoorde uit hierdie sessie uitkom. Ek sit hier so by my huis, veilig terug in Pretoria. En ja, 'n maand feitelik op die pad gewees en weg van die huis af. En vandag sommer maar net toe ek hier kom, al die deure oopgemaak, vensters oopgemaak en net laat die briesie deurkom. En kan sien die seisoen is besig om te verander. En wil jou uitnooi dat in hierdie volgende paar minute wat ons saam gaan kuier, jy ook jou hart sal oopmaak om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Yvonne, lekker om jou ook vanaand te sien en mag die Here julle elkeen seën van waar af jy ingeskakel is. Ek wil vir jou sê, partykeer, môreoggend is dit operasie huis skoonmaak. En ja, dan gaan ek 'n bietjie hierdie plek van voor tot agter. Die yskas kort te was, die kaste kort te was. Ja, 'n bietjie reg te pak. En dit gaan lekker wees om 'n bietjie jou kop op dit te sit. Ja, vir my, altyd lekker om saam met jou te kuier en hier uit my plekkie uit, hier langs die rode plaat, dan mag die Here jou ryklik seën. Baie dankie vir elkeen van julle wat op hierdie netwerk vir ons bid en vir my bid, hierdie bediening opdra aan die Here en so ook vir elke gebedsversoek wat ons ook so by die Here se voete neersit. Saam met ons bid, wat ook hierdie platform ondersteun in alle opsigte. Die Here seën jou en ek eer die Here vir elke persoon wat ingeskakel is. En as ek dit sê, dan sê ek dit want ek weet, jy moes hier uitkom en jy moes saam kuier om te hoor wat die Here ook vir jou instoor het. Vader, baie dankie vir die liefde. Dankie dat ons aan die einde van die dag kan kom en te kan sê, groot en magtig en getrou is U. Here, wat voorreg is dit om net voor U te kom stil word en te sê, U is groot, U is heilig, U is lofwaardig, daar is niemand soos U, niemand wat vergelyk en opgemeet kan word. Here, seën hierdie boodskap vir hierdie man en vrou wat hoor, dat hy dit sal neem en mag hierdie ook 'n tyd wees van verkwikking in haar en in sy siel. Here, ons wil vandag kom om dankie te sê, dat U in hierdie seisoen 'n getroue God is. Here, en juis oor omstandighede wat nie verander nie, dankie dat ons vanaand ook sommer net bevestiging uit die skrif en die woord sal ontvang, met die wete dat U is in beheer. Ons loof U, Here, en aanbid U, groot en magtig, is die Koning Jesus. Amen. Wanneer God nie jou omstandighede verander nie, of dit vir jou voel, Here, waar is U dag nie op nie, en ons sit en ons wonder, wat nou? God verander nie altyd die omstandighede rondom jou nie, maar hy kan jou verander binne hierdie omstandighede. Hi Kylie daar op YouTube en op TikTok, Ivan en Elmarie, en dan ook is dit Renier en Ursula op Facebook, wat dan so in my platforms, wat my aanlyn dienste aan die gang hou en ook so antwoord. Wel, jy sal my nommer sien verskyn op die platforms vir die eenvoudige rede, as jy nog nie ons dagstukkies ontvang het nie, as jy nog nie op die groepe is waar ons dagstukkies kom en ook ons kort boodskapies en video's en dan in die aande se boodskappe plaas ek na die tyd ook daar. Ek is 'n bietjie agter gewees nou dat ek op vakansie was en uitbedien het vir hierdie laaste maand, sal ek van vanaand af weer alles oudergewoonte plaas. Nou wel, omstandighede het elkeen van ons. En baie gelowiges stuur vir my boodskappe, mans en vrouens, gelowig, ongelowig, en het soveel vrae,
het meer vrae as wat hulle antwoorde kry. Here, waarom verander dit nie in my lewe nie? Here, ek bid, Here, ek glo, Here, ek vertrou, Here, ek hou vas aan U, maar steeds verander niks nie en bly alles in my lewe dieselfde. Ja, en ek hoor dit, en miskien luister jy tans, en daar is 'n situasie waaroor jy op hierdie stadium baie lankal voorbid vir 'n verandering, en jy sê dalk, Here, verander my finansies, my huwelik, my kinders, my werk, my situasie. Here, haal hierdie probleem wat ek tans in my lewe het, uit my lewe uit. Die ander dag het iemand gesê, ek bid dat die Here my man uit my lewe uithaal. Eish, bid jy dat die Here hom sal verander, jy weet. En soms raak ons gefrustreerd omdat God nie ons omstandighede verander soos ons gedink het hy sou dit doen en verander het nie. Nou wel, ek moet vir jou sê, moenie God se stilte interpreteer, en as ek dit sê, interpreteer as dat God afwesig is nie. En ek sê dit soveel keer. Net omdat jy hom nie sien werk nie, beteken dit nie dat God nie aan die werk agter die skerms is nie. Net omdat die situasie nog vandag vir jou dieselfde lyk, beteken dit nie dat God, jy weet, nie verander het, en dat God, jy weet, dieselfde gebly het nie, en of dat God, jy weet, vergeet het van jou nie. En net omdat die storms nog daar is, beteken dit nie dat Jesus nie in jou bootjie is nie. Hy is daar. Ek wil 'n paar dinge vir jou vandag sê, wat jy dalk moet hoor. En dit is dalk dat jy moet hoor, meneer, mevrou, dat God is nog altyd met jou. Selfs in daai storms, wat jy tans beleef. Lees op Psalm 23 vers 4, en hy sê, al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Let mooi op, die Psalm digter skryf nie hierso, ek sal nooit deur 'n dal gaan nie. Dit sê, al gaan ek deur 'n dal. Met ander woorde, daar is valleie wat jy nie kan vermy nie. Dit is realisties, dis die realiteit. Met ander woorde, hierdie gaan altyd op ons paaie wees. Daar is seisoene wat ek nie gekies het en nie wou gehad het, ek moes deurgaan nie. Daar's keuses wat ek gemaak het, ook in seisoene, wat ek die vrugte gepluk het, en ek glo jy kan ook dit sê. Maar die wonderlike ding is, jy gaan nie alleen deur hierdie vallei nie. Deur jou storms, deur jou verkeerde besluite, is God nog steeds aanwesig. Die Here sê nie altyd, ek gaan nie die dal vir jou, hy sê nie, ek gaan die dal vir jou verwyder. Hy sê, ek sal saam met jou deur hierdie dal gaan. Dit verander alles. Want die teenwoordigheid van God beteken nie altyd die afwesigheid van probleme nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Die teenwoordigheid van God beteken nie omdat God nou met jou is, dat daar nie gaan probleme wees nie. Dit gaan nou wees. Die teenwoordigheid van God beteken dat jou probleme, jou en my probleme, nie groter is as ons God nie. Dink aan die disippels in die boot, hulle was saam met Jesus en daar was nog steeds 'n storm. Die feit dat Jesus in die boot was, het nie beteken dat daar geen storm sou wees nie. Hallo, hoor jy wat ek vir jou sê? Dit beteken dat die storms hulle en jou en my nie sal vernietig nie. Jy kan in 'n storm wees. En nou gaan ek iets sê. Jy kan in 'n storm wees en deur 'n seisoen gaan en nog steeds in die wil van God wees. En ek gaan 'n bietjie later in die volgende maand daaroor gesels. Ons dink soms, daar is 'n storm in my lewe, daarom en seker het ek iets verkeerd gedoen.
dat ek nou gestraf word, dat ek hier deurgaan, dat ek siek geword het, dat daar dood is, dat daar bankrotskap is, nie noodwendig nie. Die disippels was in die middel van God se wil toe die storms gekom het. En Jesus self het gesê, kom ons gaan na die oorkant toe. So en op pad na die ander kant toe kom hierdie storms. Maar hierdie is die goeie nuus wat ek nou juis met jou wil deel. Wat luister, die storm was op hulle pad. Ja, dit was op hulle pad. Dit was net nie hulle bestemming nie. Jy gaan deur storms, want dis ook nie jou bestemming nie. Moenie daar vertoef nie. Moenie in daai storm tent opslaan nie. Gaan deur hierdie storm, bly aan beweeg. Iemand moet vandag hierdie hoor wat ek nou vir jou sê. En ek wil vir jou sê, wat jy nou deurgaan, is 'n seisoen. Wat jy nou deurgaan, is net vir 'n tydjie. Dit is nie wie jy is nie. Dit is nie jou identiteit nie, Boeta. Sissal, luister wat ek vir jou sê. Jy is nie jou bankrekening nie. Jy is nie jou egskeiding nie. Jy is ook nie jou mislukking nie. Jy is ook nie jou verlede nie. Jy is nie jou fout wat jy gemaak het nie. Jy is nie die mening van ander mense wat hulle dink oor jou nie. Jy behoort aan God. Jy is ook nie die opinie van kerkmense nie. En as God saam met jou is, tensy daai opinies goeie opinies is. En as God saam met jou is, wil ek vandag vir jou sê, is daar steeds vir jou wat luister, hoop. Hier is 'n stelling wat ek wil maak, en ek verstaan nie altyd wat God doen nie. Maar ek weet wie God is. Ek verstaan nie in my lewe wat God doen altyd nie. En is wonderlik dat ek en jy nie verstaan nie. Want in ons humanistiese stelsel het ons so in demokraties, het ons so in onsself 'n God geword, dat ons nie meer God nodig het nie. En wil ons die shots gooi. Maar ek weet wie my God is. Sê dit vir jouself, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou hom. Bring my by tweede punt. Om vir jou te sê, ons wil, jy weet, God verander soms nie die situasie nie. Ek dink ons moet verder kyk as die omstandighede. En van mekaar sê, hy wil jou verander in die storm. Ons wil nie God met die probleme verander, ons wil hy moet dit wegvat. Maar soms wil God eers vir Stef verander. Ons bid, Here, verander die regering, Here, verander hulle, Here, verander dit, Here, verander eers dit. God sê, ek wil jou verander. Ons bid, Here, verander my omstandighede. En God sê, ek wil eintlik jou geloof verdiep. Ons bid, Here, verwyder hierdie druk wat ek tans deurgaan by my werk en in my lewe. Ek gaan jou, en nou besef ek dat, jy weet, God sê, ek gaan jou, Stef, leer om my te vertrou onder die druk wat jy tans deurgaan. Sien my raak, weet ek is hier saam met jou. Daar is iets wat God in jou en in my wil ontwikkel wat jy nooit in gemak sou kon leer nie. En dit is geduld, dit is geloof, dit is volharding, dit is karakter. Afhanklikheid van God. Jakobus 1 leer ons dat beproewinge van ons geloof volharding bewerk. En ons mis dit soveel keer. Met ander woorde, die ding wat jy probeer vermy kan dalk die plek wees waar God iets in jou en in my lewe wil opbou. En ons wil dit altyd wegstoot, ons wil altyd dit bestraf, maar dit is soms die plekke daar, waar dit die seerste voel, waar God met ons praat, waar God met ons werk, waar God ons voorberei. Dit beteken nie God het jou pyn veroorsaak nie. En ons dink altyd God straf. Nee, God straf nie. Jy moet verstaan, God straf nie nou nie. Daar gaan eendag 'n oordeelsdag wees. Ek weet nie waar die mense dit vandaan kry nie. Dit is seker nou my pa in die voorgeslagte, nou word ek daarvoor gelooi. Nee,
Jy gaan gelooi word as jy God nie aangeneem het en jy sterf en jy ken hom nie. Dan gaan jy weet, voor die wit troon oordeel staan. Dan sal die straf gerig word. Maar ons is nie altyd in die volmaakte wil en in die perfekte wil van God nie, maar in sy toelaatbare wil. En omrede ons in sy toelaatbare wil is ons geneig om stupid besluite, verkeerde keuses te maak. En dan stap ons die woestynpad soos die volk. Maar God se keuse was uit daai ballingskap uit in die beloofde land, maar dit was hulle onnoselheid en negativiteit en sonde wat gemaak het, dat hulle in die woestyn tyd spandeer het, en ons doen in 2026 presies dieselfde. Dit beteken nie God het jou pyn veroorsaak nie. Dit beteken God kan selfs jou en my pyn. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Hy kan selfs hierdie pyn gebruik wat jy is. God mors nie met ons lewens nie. Hy kan selfs uit die slegste en die mees seerste en pynvolste seisoene 'n geestelike oes voortbring vir jou en vir my. Kyk na jouself. Josef het nie gedroom om in 'n put gegooi te word nie. Ou Bybelse verhaal. Hy het nie gedroom om deur sy broers verkoop te word. Hy het nie gedroom om vals beskuldig te word. Hy het nie gedroom om in 'n tronk te gaan sit nie. Dit was nie die droom wat Josef gehad het nie. Maar God was met hom in hierdie tronk, in hierdie woestynpad wat hy gestap het. Maar God was met hom. En later kon Josef terugkyk en sê dat God die kwaad wat mense bedoel het vir goed gebruik het. So dit moet ek en jy baie keer, ek sê dit altyd in my lewe, as daar, jy weet, die stumbling blocks en die potholes wat ek tref in my lewe, gebruik ek as stepping stones. Ek kan ook nie bly by die verlede nie. Iemand stuur vir my e-pos in die week en ek weet nog steeds eintlik hier oor wat het gegaan, ek het dit maar net delete. Maar praat van 10 jaar gelede, en ek kan nie eens verstaan nie, maar in elk geval as jy wil 'n klip gooi, ek gaan hom nie vat nie. As jy hou wil gee, ek kies om 'n knoppie te druk en te delete. Ek en jy moet keuses maak om nie terug te gaan na ou pynhope toe. Die put was nie die einde van Josef se verhaal nie. Die gevangenis was nie die einde van Josef nie. Die wagtyd wat jy deurgaan, luister, is nie die einde nie. Daar was nog 'n paleis, daar was nog 'n doel, daar was nog 'n roeping vir Josef gewees. En dalk kan jy vandag na jou lewe kyk en sê, pastoor, sê Stef, hoor jy, ek verstaan nie, ek sê vir jou, luister, moenie. En toe ek uit Limpopo terugry huis toe vanoggend, toe kom hierdie by my op, en ek gaan môre hierdie post, want dit het my getref, het soos of die Here vir my sê, vanoggend, moenie 'n komma verander in 'n punt nie. En ek voel ek moet dit vir jou sê. Daai komma, moet dit nie verander na 'n punt toe nie. God is nog besig met jou storie en in jou seisoen. God is nog steeds besig in jou lewe. Wat God nog nie verander het nie, kan hy besig wees om te gebruik
En soms vra ek en jy, Here, wanneer gaan U my nou hier uithaal? Here, wanneer gaan hierdie nou op my oorlosie kyk en sê, dit moes al gister. Maar dalk vra God, Stef, wat gaan jy hieruit leer voordat ek jou hier uithaal? Hoeveel keer wil ek jy toetse skryf? Bring my by derde punt. Wow. Jy kan iemand tag of nou sommer share. En dit is nodig om hierdie te hoor. Moenie jou geloof bou op wat jy sien nie. En dis waar ons die toetse dop. Ons kyk met hierdie sintuiglike, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons ervaar en beleef. En daarom met my sielsdimensie, met my geesdimensie, jy weet dat hierdie gees, jy oorheers oor die sielsdimensie, hierdie koppie van my, hierdie vermoë, hierdie klapperkop, hierdie neetkoppie, in lyn kom met die gees van God, sodat my liggaam daarop sal reageer. En lewe sal spreek, en my sintuiglike in lyn kom met God se woord. Ek weet nie waar kom ek in klapperkoppie nie, maar dit het net maar opgekom. Ja, soms klap ons koppies maar 'n bietjie. Maar dalk vra God jou, wanneer gaan jy leer? Wanneer gaan jy aanbeweeg? Wanneer gaan jy die regte besluit hê? Wanneer gaan jy jou gedagtes en opinies van dinge verander? Moenie jou geloof bou op wat jy sien nie. Dit moet jy verstaan. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê dit so duidelik, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Ons wandel deur die geloof en nie deur wat ons sien nie. Gaan lees dit. Projekteer dit oor jou lewe. Dit is maklik om geloof te hê wanneer alles goed gaan, wanneer die kaste vol is, wanneer die tank vol is, wanneer daar geld is en wanneer daar kontrakte is. Dit is maklik om te sê dan God is goed. Wanneer die geld in die bank is, wanneer die gesin gelukkig is, wanneer die besigheid groei, wanneer die ekonomie lekker is, wanneer die telefoonlyn met net goeie nuus. Maar ware geloof sê, en ek wil jy moet hierdie hoor, ware geloof kom staan by jou en my stil en sê, God is goed, selfs wanneer ek nog wag. Ware geloof sê, ek het nog nie antwoorde nie, maar ek vertrou hom. Ek sien nog nie die deure oopgaan nie. Ek sien nog nie dinge in plek val nie. Maar ek vertrou hom. Ek verstaan in my lewe nog nie hierdie seisoen en die omstandighede nie, maar ek vertrou hom. Vertrou hom. Alhoewel daar geen vye vrug aan die vyeboom is nie. Alhoewel die oes misluk. Alhoewel daar geen beeste in die stalle is nie. Nogtans sê Habakuk, sal ek juig en jubel in God my redder. Dit is kragtige geloof. Nie ek sal God prys as dit eers verander nie, maar ek sal God prys omdat hy God is. Jou lof. Ek sê 'n paar kragtige goed vanaand. Jou lof moet nie afhanklik wees van jou omstandighede nie. En dis waar ons, as die kerk foute maak, wanneer dit goed gaan, dan loof ons Here, dan gaan ons kerk toe. Dan is dit maklik om die Here te eer. Maar wanneer die storm kom en die tekkie die teer tref, die popo die fan tref, dan is ons kwaad vir die Here. Dan wil ons niks met die Here ook uitmaak. Dis juist dan die tye wat ek nie by die Here moet gaan lê. Jou lof moet nie afhanklik wees van die omstandighede nie. Dis hoekom ons sulke op en af Christene is. As jou lof net kom wanneer dinge goed gaan, dan beheer jou omstandighede jou aanbidding. En my omstandighede moet nie effek hê op my lofprysing en aanbidding nie. En my omstandighede moet ook nie effek hê op hoe ek God eer en prys en 'n pad wat ek met God stap nie.
Here, selfs nou, maar wanneer jy kan sê, wanneer ek kan sê, Here, selfs nou aanbid ek U in dood, selfs nou in die seer, selfs nou in dit, dan het ek en jy iets verstaan. Ek wil nog 'n stelling maak en ek wil vir jou sê, my omstandighede, jou omstandighede bepaal nie jou geloof nie. My geloof bepaal hoe ek my omstandighede sien. En ons doen dit anders te om. Hoor dit. My en jou storm, ons dinge, bepaal nie ons geloof nie. My geloof bepaal hoe ek my omstandighede sien. Môreoggend as jy opstaan, vanaand as jy in die bed gaan klim, hoe sien jy dit? Dit bepaal hoe ek my geloof bepaal hoe ek my omstandighede sien. Nie my omstandighede hoe ek nou wil glo. Dan is dit so en daar. Jy kan nie dieselfde, jy kyk na dieselfde situasie, moet jy sien dit anders. Die wêreld sê dit is verby, Stef. Geloof sê, God is nog nie klaar nie. Die wêreld sê, daar is nie 'n uitweg nie. Dis wat die omstandighede sê. Geloof sê, ek kan 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Ongeloof en omstandighede sê, dis onmoontlik. God sê, wat vir die mens onmoontlik is vir my as God moontlik. Daarom, hoor wat ek vir jou sê, moenie jou geloof meet aan hoe groot die berg is nie, maar meet die berg aan hoe groot God is. Bring my by 4 punt. Dalk moet ek dit weer vir jou sê. Moenie jou geloof meet aan hoe groot die berg is nie, maar meet die berg aan hoe groot God is. En ek praat vir jou omstandighede, jou situasies, dit wat jy nie oor deurbraak en dit wat jy in daai wagtyd deurgaan. Dit bring my by 'n volgende punt. Bly staan, want jy sien God het nog 'n volgende hoofstuk vir jou en my. En ek moes in my lewe besef dat daar's trials, daar's tribulations, difficulties, circumstances, delays, but in those moments, I need to obey, because obey is better than sacrifice. Die wag is so nodig, want daar is iets moois vir jou op pad. En jy wat nou luister, sis, al hoor wat ek vir jou sê, as iets moois, Boeta, daar's iets moois vir jou op pad. Galasiërs 6 vers 9 sê ek laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hierdie is amazing. Want ek wil vandag met jou praat wat nou sit en luister, wat vir my sê ek is moeg, ek het moeg geword, jy het lank gebid, jy het gewag, jy het probeer, jy het lank genoeg geglo, en nou sê iets binne in jou vandag, ek kan nie meer nie. Ek kan net nie meer nie. Maar God stuur vandag vir jou 'n woord, moenie opgee nie. Jy is dalk moeg. Maar luister Stef, ek's nog nie klaar met jou nie. Boeta, die Here is nog nie klaar met jou nie. Sissa, is nog nie klaar met jou nie. Jy is dalk moeg. Jy het dalk seer. Jy voel dalk verwerk. Jy voel jy's teleurgestel. Jy verstaan dalk nie die proses nie. Maar God het jou nie vergeet nie. Maar God ken die einde nog voor die begin. Hoor jy wat ek vir jou sê? God ken die einde nog voor jou en my begin. Dink aan Daniel. Hy het in die leeukuil beland. Maar God het hom nie daar vergeet nie. Dink aan Dawid. Hy was gesalf as 'n koning, maar hy moes nog deur die woestyn gegaan het. Die salwing het gekom voordat die troon gekom het. Die salwing het gekom voordat
die troon gekom het vir Dawid. Nou oor Josef gepraat. Die droom het gekom voordat die paleis gekom het. Maar van die droom tot by die paleis was die hel los in sy lewe. Dink aan Abraham, die beloftes het gekom voordat die vervulling gekom het. Hy het stokhoring oud geword. Toe kom dit eers in vervulling. Daar is altyd 'n wagtyd tussen die beloftes en die vervulling. En ons sukkel om dit te verstaan. En in hierdie wagtyd moet ek en jy geduld hê, want in hierdie wagtyd bou dit karakter, en in hierdie wagtyd kan ek en jy sê, daarom sê ek vandag, moenie die wagtyd in jou lewe, die omstandighede wat jy tans in is, verag nie. God werk selfs wanneer jy wag. God werk selfs in die storm. God werk selfs in die seer. God werk selfs in dit wat ek en jy nie kan verstaan, tussen hierdie twee oortjies van ons, hierdie twee blondpotjies nie. Vertraging is nie altyd ontkenning nie. God sê nog, nie beteken nie noodwendig nee nie. God sê, nog nie. Ek het dit gisterand aangeraak. En dit is die komma, om dit te wil vervang met 'n punt. God sê, nog nie. Beteken nie, hy het nee gesê nie. Daai werk, daai onderhoud, daai uitslag. Soms beteken dit, ek berei jou voor. Soms beteken dit, Stef, ek beskerm jou. Soms beteken dit, ek werk aan dinge wat jy nog nie kan sien nie, en jy moet begin leer in hierdie wag, in hierdie omstandighede. En dan, anders gaan jy dit mis. Anders gaan jy seer kry, anders gaan jy jouself verongeluk. Soms beteken dit, ek het 'n beter tyd. En God se tyd is die beste tyd. Vriende, soms kom ons op 'n plek en miskien is daar vandag iets wat jy al te lank probeer beheer. Jy probeer selfs die antwoorde uitwerk, meneer. Jy probeer self die deure oopbreek, mevrou. Jy probeer selfs mense verander, jou man, jou vrou, jou werksmense verander. Jy probeer self jou situasie regmaak, maar vandag sê die Here, gee dit net vir my. Dink aan Petrus kom en hy sê dit, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Nie 'n gedeelte van jou en my bekommernisse in ons situasies nie, al jou bekommernisse, gee dit vir hom. Gee jou kinders, gee jou huwelik, gee jou finansies, jou gesondheid, jou bediening, jou besigheid. Dit wat ons oor praat, gee dit vir hom, gee onsekerheid vir hom. Gee jou trane ook vir hom vandag. En sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U. Vertrou U. Hier is die waarheid. God hoef nie altyd die situasie te verander om jou deur die situasie te bring nie. Hy kan jou vrede gee voordat die antwoorde kom. En soms beteken dit, ek berei jou voor. Ek beskerm jou. Ek werk aan die dinge wat jy nog nie sien nie. En dit is dalk waar ek en jy moet kom. Hy kan jou vrede gee voordat hy antwoorde gee. Hy kan my en jou krag gee voordat hy die deur oopmaak. Hy kan jou hoop gee voordat die omstandighede verander.
Hy kan jou en my laat sing voor die storms gaan lê. Dink aan Paulus, hulle in die tronk. Hulle sing, hulle rejoice en ewe skielik skud die tronk en die deure gaan oop en die boeye val af. Begin die Here uit jou omstandighede loof en prys. Ek wil hê jy moet hierdie in jou eie lewe vandag hardop sê. Daar waar jy sit dalk. Ek sal nie opgee nie. Stef, ek gaan nie terugdraai nie. Here, ek gaan nie terugdraai nie. Ek sal nie my geloof verloor omdat ek wag nie. Ek sal nie God se stilte wat ek tans deur gaan verwar met selfbesigheid nie. Ek sal hom vertrou wanneer ek verstaan. Ek sal hom vertrou wanneer ek nie verstaan nie. Ek sal hom vertrou wanneer deure oopgaan. En ek sal hom vertrou as deure nog toe bly. My God, jou God, is steeds God. Hy is nog steeds in beheer, hy is nog steeds getrou, hy is nog nie klaar nie. En dan wil ek vir jou sê, die belangrikste wat jy moet leer en hoor is dat die Here, ek verstaan nie altyd wat u doen nie, maar ek weet u is getrou. Ek wil vir jou sê, vandag hou aan bid, hou aan glo, hou aan opstaan. Dis nie val nie, dis so jy opstaan wat die verskil maak. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar dat daarin nie meer waar ek was nie. En ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit nie. En baie keer staan ons met sleutels by ou deure. Ons staan by putte wat eens op 'n tyd water gegee het, maar het opgedroog. Dit het vra dat ek en jy moet aanbeweeg. Ek weet hierdie boodskap is vanaand vir jou. Jy moes dit hoor. Want die God wat jou deur die vorige storms gevat het en gebring het, is dieselfde God wat jou deur hierdie storm, deur hierdie omstandighede gaan bring, waar jy tans jouself in bevind, met daai nuwe besigheid, met daai nuwe werk, met daai nuwe venture. En jy sit met alles en jy vertrou God. God gaan jou hier deurbring, want hierdie is jou en my oomblik. Jy gaan nie hier bly nie. Daar is nog 'n hoofstuk. Hier is nie die laaste ronde nie. En dit voel veel of hierdie die laaste ronde. Dis hierdie ronde wat die duiwel gedink het, hy het jou gesink. Dit is die ronde. As hy jou wil aftel, dan tel jy op. 1, 2, 3, hier gatte. Dis nie hoe ek val nie. Ek staan op. Hierdie is 'n nuwe seisoen. Seisoene word nie gemeet aan tyd nie. Seisoene wat ons deurgaan, kan God in een oomblik verander. Maar ek moet in hierdie storms, ek moet in hierdie omstandighede sekere goed verstaan en ek moet op 'n plek kom om my eie identiteit te ontdek. Ek's meer as wat mense sê ek is. Ek's meer as die omstandighede. My omstandighede definieer nie wie ek is nie. Definieer nie wie jy is nie. Jy gaan nie bly nie. Daar is nog beloftes. En ek wil vir jou vandag sê, daar's nog oop deure. Daar's nog 'n doel, daar's nog genade en bo alles daar's nog 'n God wat jou nie sal verlaat nie. Here, baie dankie dat ons by U kan kom stil word vandag en besef dat Vader, vandag bring ons voor U alles wat ons nie kan verander nie. Ons bring ons bekommernisse en ons vrae en ons pyn en ons omstandighede en vir die dinge wat hierdie boet aan hierdie sis al vir baie lank in hulle lewens voorbid. Here, leer ons om U te vertrou wanneer ons nie verstaan nie. Gee ons krag vir haar en vir hom krag, daar waar hulle nou moeg is, waar hulle bang is dat U vir hulle geloof sal gee, hoop sal gee, terwyl hy en sy niks sien nie. Here, ek wil vir haar bid en vir hom bid en ons onthou, Here, al kan ons dit nie sien nie, al sit ons in dit, U is nog steeds God. U het nie verander nie. U het nie verander nie. En ek gee vandag alles weer oor aan U. En ons sal dit nie meer self probeer nie, beheer nie. Ons vertrou U in Jesus se naam. Here, dankie dat ek kan bid oor haar en hom. Vir vrede en vir
in hierdie storms vir krag en sterkte, vir wysheid en insig, vir deurbraak. Ek eer U vir hierdie nou oomblik, vir hom en haar. Julle is kosbaar in Jesus se naam. Amen. Ek glo jy het hierdie sessie geniet en hierdie 40 minute vir jou openbaring gebring het. Jy die eerste keer ingeskakel het, ons is elke week aan tussen 8 en 9. En as jy nog nie op ons dagstukkies is wat ek stuur, wat ek plaas en ons aandboodskappe ontvang nie, stuur gerus na hierdie skakel wat Renier en Ursula my nommer opplaas op Facebook. Stuur my jou naam en daar op Ivan en Elmarie op TikTok en op YouTube, Kylie, my nommer plaas. Stuur gerus maar net jou naam en ek laai op die groepies, sodat jy daagliks ook so die boodskappe kan kry. Weereens, het was lekker gewees om hierdie met jou te kon deel. En hierdie boodskap het in my gekook, vanoggend toe ek gery het, uit Litsiteli uit. Hoekom? Want 'n vrou het vir my 'n boodskap gestuur van 'n suster wat met mondkanker sit. Hoekom gaan my suster deur dit? Waar is die Here? Kom straf die Here? Nie hy straf nie. Maar ons moet in dit stil word en nog steeds weet dat hy's God. Ek hoop dit het vir jou iets beteken. Lekker gewees, ek moet vir jy sê, ek sien hier mense van oralste wat vanaand luister, ons is vanaand 9, 12, tel hulle op die groepies, is 13,000 gewees. Baie lekker gewees om so saam julle te kuier. Lekker aand, TikTokers, YouTube, Facebook, sien julle môre aand, be blessed.